Goeiedag, in hierdie week se Bybelstudie kyk ons na Markus 14 en ons lees daarso van vers 3 tot vers 9. Ek gaan vir ons voorlees uit die 2020 vertaling. Terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het, het daar 'n vrou met 'n albasterfles, egte baie duur nardesolie gekom, en die albasterfles gebreek en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê, waarom het hierdie verkwisting van die kosbare reukolie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarius verkoop word, en dit kon aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Jesus het egter gesê, laat haar begaan, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle tog altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle hulle help. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, oral in hierdie wêreld waar die evangelie ook al verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word wat sy gedoen het. Ons lees tot daarso. Ek wil graag dat ons so vers vir vers kyk na hierdie gedeelte. Eerstens, as ons dan kyk na in Betanië in die huis van Simon die Melaatse, is dit moontlik iemand wat dan melaats was, wat nou genees is en is terug by sy huis. So iemand wie se eer herstel was, hy was vroeër uit die samelewing uitgestoot, uit die stadspoorte uitgestoot, maar nou is hy hierso terug by sy huis. Het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles, baie duur, egte nardesolie. Sy het hierdie fles oopgebreek en op sy kop uitgegiet. So sy huis simboliseer iets van 'n ruimte tussen uit en insluit. Hierdie vrou tree onverwags op in hierdie toneel. Sy's naamloos, terwyl die ander mense, die mans besig is om te eet of aan te lê vir ete, kom sy daar aan en sy salf Jesus. Sy tree met 'n simboliese krag op. Hierdie nardesolie is iets wat eksoties is, dis ryk. Dis waarskynlik dalk deel van haar bruidskat gewees, of dit was dalk deel van haar familie se besittings gewees. So hierdie kruik moes gebreek word, 'n daad wat onomkeerbaar was. Daar's nie terughou nie, sy gee sonder voorbehou. Die feit dat sy as 'n vrou in hierdie manlike eetsaal binne gaan oortree die grense van eer van daardie tyd. Dit was ongewoon, dit was gewaagd geweest, iets wat haar aan kritiek en moontlike skande sou blootstel. Maar in die Romeinse en beide Joodse kulture was salwing gewoonlik 'n simbool van gasvryheid, of van vreugde, of koningskap, of begrafnis, en in hierdie daad bevat dit eintlik al 4. Ons sien later in die Markus Evangelie, waar die vrouens kom om Jesus te balsem na sy begrafnis, nadat hy dood is. En hulle kry dit nie reg nie, want Jesus het reeds opgestaan. So die enigste persoon wat hom voorberei vir sy begrafnis, is hierdie vrou. Hierdie toneel het 'n gevoel van liturgie. Sy berei sy liggaam voor, asof vir 'n tempeloffer. En die hele geur vul die huis, soos wierook die tempel gevul het. Party was verontwaardig en het vir mekaar gesê, waarom hierdie olie so vermors? Dit kon vir meer as 300 denarii verkoop geword het, en die armes kon hiermee aan die gang gehou word. Dis byna 'n jaarlikse salaris. Hierdie waarde onderstreep die radikaalheid van haar liefde, van dit wat gebeur. En hierdie woord vir vermors is apoleia in Grieks. Dit word elders gebruik om die ondergang of verlore gaan te beskryf, soos 'n daad van ekonomiese of morele mislukking. Hierdie kritiek pas binne die Joodse verwagting van die Paasfees, waar almoses aan die armes algemeen was. Hulle motiveer dit dan met vroomheid, maar Jesus wys op hulle miskenning van die oomblik. Sy het hierdie oomblik raak gesien, sy het raak gesien wat moet gebeur.
So hierdie vers plaas spanning in die teks. Dis 'n kontrastering tussen die selfgeregtigde disippels, die disippels wat heeltyd gevra het, maar Jesus, waar pas ons in die koninkryk in? En hierdie vrou wat vrygewig optree, amper profeties optree, of eintlik profeties optree, deur te sê, maar Jesus word voorberei vir sy sterfte. Jesus sê, laat haar staan, waarom maak julle dit vir hom moeilik, want sy doen 'n mooi daad. Hy gebruik die woord kalon, goed, in morele of 'n etiese sin. Haar daad is nie net korrek nie, maar mooi. Dis 'n aksie van volmaakte aanbidding. Jesus verdedig haar eer. In 'n wêreld van eer en skande verander hy die oordeel. Wat hulle as skande sou sien, verklaar hy as eerbaar. Hy herstel nie net haar status nie, hy verhef haar tot 'n profeet, tot 'n voorbeeldige disipel. Die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd nie. Jesus haal hierdie aanhaling uit Deuteronomium 15 vers 11 aan. Nie as 'n verskoning om te gee nie, maar om 'n unieke oomblik te beklemtoon. Dis 'n teologiese moment. Die aanbidding van Jesus in daardie spesifieke tyd het 'n groter dringendheid as 'n strukturele geregtigheid. Hy is op pad kruis toe. Jesus se woorde wys op die spanning tussen 'n dienende godsdiens en 'n aanbiddende godsdiens. En Markus plaas hierdie spanning strategies juis ook voor die Paase, voor Jesus se kruisiging. Sy het gedoen wat sy kon, sy het my liggaam vooruitgesalf vir die begrafnis. Dis 'n radikale erkenning van haar disippelskap. En selfs binne die beperking, sy's nie deel van die 12 nie, maar sy gee alles. Salwing vir begrafnis was normaal na 'n dood. Maar Jesus se teregstelling sal so skandelik wees dat hy nie daai eer sal ontvang nie. En daarom tree sy hierso profeties op, sonder dat sy weet moontlik dat dit profeties is. Dis 'n teologiese spulpunt in hierdie gedeelte. Haar daad is die brug tussen lewe en dood. Sy doen wat Petrus nie wou doen nie. Sy aanvaar hierdie pad van die kruis. En voorwaar, ek sê vir julle, oral waar die evangelie in hierdie wêreld verkondig word, sal ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering van haar. Amen is die woord hier, so is 'n uitsonderlike bevestiging, die herinnering dat haar daad gekoppel word aan die verkondiging van die evangelie. Sy word deel van die verkondiging van die boodskap. Die Griekse woord mnemoseinon, is dieselfde woord as in die Ou Testament, wat of 'n soortgelyke woord vir die herinneringsoffers in Levitikus 2 vers 2. Haar daad word deel van die liturgie. Wat doen hierdie teksgedeelte aan jou? Hoe help dit jou om anders te kyk na 'n gedeelte wat so maklik as so bekend ook is en as vanselfsprekend aanvaar word? Hoe help dit ons anders kyk na ons samelewing, anders kyk na dit wat ons doen, anders kyk na dit wat ons aan God bring? Mooi week vir jou verder, totsiens.